En dan kom hy, en dan verander hy, en dan pas hy aan. En so beweeg ons, en as jy in die gemeente hier instap, excuse me, dan sê iemand, net 'n woord, net 'n enkele woord, dan weet ek het reg gehoor. Dan kom die bevestiging uit die gemeente uit. Ek dank God daarvoor. Baie dankie, Emmy, Praise and Worship span. Daar was vanoggend 'n vraag aan my gevra oor die liefde. En toe kon ek vir die persoon sê, kom ons hoor wat sê die Heilige Gees oor die liefde. En die tema is, het jy my lief? En dit gaan oor waar Jesus met Petrus gepraat het, en vir Petrus gevra het, Petrus, het jy my lief? Maar voordat ek daar begin, wil ek met jou deel, ek het so 'n bietjie gaan speel op die tannie Google, het gevra, wat se tipe liefde kry ons? 4 tipe liefde. Die eerste een praat hulle van 'n storge liefde. Dis 'n liefde wat dikwels saam met van hierdie ander liefdes beweeg. Die beste manier om dit te skryf is hierdie warm gevoel wat jy het vir die bekende. Jy's lief vir jou dogter, jy's lief vir jou kind, jy's lief vir jou pa, jy's lief vir jou ma, jy's lief vir jou familie. Of jy's lief vir iemand wat 'n pad saam met jou stap. Op universiteit, dalk op skool, praat ons van die storge van liefde, om dit so te stel. 'n Volgende liefde wat jy kry is 'n vriendskapsliefde. Dit is soos byvoorbeeld Dawid en Jonathan gewees. Die filia liefde. Maar boete, dis 'n liefde wat neem en hy gee ook. Is 'n vice versa liefde. Maar wanneer hierdie liefde onder druk kom of spanning kom, dan val alles plat. Dan het ek nie meer daai liefde nie. Dan kry jy 'n derde tipe liefde. Hulle noem dit die erosliefde. Nou die erosliefde is hierdie liefde, kan julle onthou? Praat nou so 'n bietjie met die seniors op skool, as jy hierdie mooi meisie gesien het of hierdie aantreklike man gesien het, die erosliefde. Wow! Kom by die huis, ma, pa, wow, ek het hierdie verskriklike aantreklike man gesien, of ek het hierdie aantreklike meisie gesien, en sy's mooi hoor, en dis alwaar jy kan dink, is hier in jou kop, die mooi meisie, of die mooi aantreklike man, ma en pa kry niks meer uitgerig nie hoor, dis die kallerliefde wat ons noem. Ons het dit altyd daarvan gepraat mos, die eros of die romantiese liefde. Eros wil hê, wanneer eros gee dit net om weer ietsie terug te kry. Hoor jy, ek hou van jou hoor, jy's oulik, maar jy kan my maar vashou joh. Ek sal nooit vergeet my eerste blind tyd amper wat ek gehad het, die was agter in die kar, en die beste van alles is my ma en my pa het saam gegaan, hou voorgesit, want ek was nog te jonk, ek kan nog nie kar ry nie. Daar sit die meisiekie hierso, en ek sit hierso, ek sit my hand hier van agteraf in die venster, dan kom ek so stadig nader met die hand, jy weet, so stadig, en as jy so raak, en skuif sy die kant toe, toch, wat nou, toe het ek ook nog geen verhouding met die Here gehad nie, ne? En dan kyk ek maar weer die fliek, my ma en my pa sit voor die kar, toch wonder is dit hulle wat dalk nou die dinge vir my hier so die mekaar krap, en dit werk nie uit nie. Dis die erosliefde, die romantiese liefde, die kallerliefde. Solank as wat haar karakter my aanpas, dan gaan dit goed. Maar boete, as sy kan omdraai, dan werk die ding ook nie meer nie. Dan werk die kallerliefde nie meer. Dan kry jy die vierde liefde. Dis die liefde wat van God afkom. Die agape, of die agape. Party mense praat van agape, party praat van agape liefde.
Dis God love, self-sacrificing love. Dis 'n liefde, en dit kry jy in huwelike. Baie keer trou die man en vrou, en dit is hierdie eros liefde, en dis oulik, dis fantasties, maar boeta, dat julle daai aand saam gaan slaap, môreoggend dan is sy nie meer so mooi nie, want die goed wat op die gesig kom is af, dis weg. En nou sien jy die ware vrou. Wag totdat daar kinders in die huis kom. Dit kan ook nog hulle invloed hê, hoor. Want dan is die kinders 'n bietjie belangriker as die man. Wat van my? Maar dank God vir hierdie agape liefde. Want dit is 'n liefde wat begin groei. Dis nie sommer net, en slap dis daar nie. Dis eers hierdie, kan ek sê, die eros liefde, wat beweeg, en dan groei die agape liefde in. Net so is dit met Vader ook. Vader, sy liefde vir ons, is die agape liefde. Hy offer op, vir jou en my. As gevolg van sy liefde, vir jou en my, sy seun aan die kruis gesterf. Nou vra ek jou die vraag, en Petrus word ook daarin beproef, hoor. Watter liefde het jy vir die Here? Petrus was nogal getoets gewees. Jesus praat met hulle, hy praat met die disippels, hy sê vir hulle, manne, onthou, daar gaan 'n tyd kom, wat ek verskriklik gechallenge gaan word, hulle gaan my uitroep, hulle gaan my verniel, hulle gaan my wil doodmaak, en ek sê nou al vir julle, want Jesus weet wat sy liefde is daar by hulle. Want hulle het die liefde van, ons soek 'n koning wat ons kan vrylaat van die klomp Romeine wat oor ons heers. Dis die liefde wat hierdie disippels het nou op die oomblik. En toe Jesus dit vir hulle sê, hier in Matteus 26:33, antwoord Petrus, hoor vir Petrus, al sou hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Vers 34 sê, toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek vir jou, Petrus, want Jesus kan onderskeiding van geeste, Heilige Gees, wat jou help, sodat jy kan geeste onderskei, wat se liefde word hier vir my gedemonstreer? Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, Petrus, vannag, nog voordat die haan kraai, gaan jy my 3 keer verloon. Petrus wou dit nie glo nie. Hy het mos 'n liefde vir Jesus. Hy het hierdie liefde. Luister Jesus, ek het daarom nou my visvang opgegee, ek het my boot en goed opgegee, ek het my posisie opgegee, my prestige het ek opgegee, ek het jou gevolg, en ons het 'n verwagting dat jy gaan ons vrylaat van die Romeine. En hy sit die bal mis. Nou vra ek baie keer, huwelike, sit ons nie baie keer die bal op mis met 'n huwelik nie. Ons het 'n heel ander verwagting van 'n huwelik as wat 'n huwelik werklik is. 'n Huwelik is 'n geval van, as gevolg van my liefde vir jou, wil ek gee. Jy siek, ek sal vir jou medisyne bring. Is jy honger? Ek sal vir jou kos maak, ek sal vir jou 'n broodjie bring. Ek sal vir jou 'n braaibroodjie in die bed bring wanneer jy verjaar. Met regte botter op. Wel, Petrus het vir Jesus, toe Jesus hom daai antwoord gee, en hy sê, jy gaan my 3 maal verloon, Petrus, toe Petrus vir hom gesê, vers 35, Matteus 26, vers 35, al moet ek saam met u sterwe, hoor daar, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. Al die ander disippels het ook so gesê.
Daai moment, want dit is nog 'n geval van, ons is veilig hier by Jesus, en dit sal nie gebeur nie. Ons gaan nie weghardloop nie. Maar Boeta, Sissa, tydens daai aand van die verhoor, binne in hierdie binnenhof, waar die mense so by mekaar sit, by die hoofpriester se paleis, het Petrus, en ek som nou op, ek gaan dit nie lees nie, ek som op, het Petrus 3 keer ontken, gesê, ek ken hom nie. Waar is daai liefde? Dis nie agape liefde nie. Daai liefde is weg. Dit wat jy vir my kan gee, dit wat ek vir jou kan gee, moet jy vir my kan gee. Ons moet daai tipe liefde hê. Dis nie 'n geval van, Here, omdat ek vir U lief is, sal ek saam met U sterf nie. Hy het dit gesê, ja, maar toe moes hy dit demonstreer. En dit is die groot uitdaging wat ons het. Demonstreer ons liefde vir Jesus. Jy weet wat vir my so mooi uitstaan, en terwyl ek dit lees en ek dit bedink, kom hierdie versie by my op. Hy is nou nie hier op nie, Matteus 26 vers 73. As jy gedurig in iemand se teenwoordigheid kom en bly by hom of haar, dan word jy soos daai persoon, jy neem sy karakter naderhand aan. Matteus 26:73. Maar 'n bietjie later kom die, en dis nou een van hierdie challenges wat Petrus gekry. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy's ook een van hulle, hierdie volgelinge van Jesus. Hoekom sê hulle dit? Want ook jou spraak, hoor mooi, want ook die manier wat jy praat, maak jou bekend dat jy 'n volgeling is van Jesus. En dis 'n mooi bevestiging daai hoor. Kyk jy hoe jy praat? Praat jy soos die lewende God wat jy dien? Kom sy liefde deur jou mond? Wat die hart van vol is, loop die mond oor? Praat ons dit net by die kerk, mooi, maar by die huis, Boeta, Sissa, dan is alle hel los as die hond op die bed gespring het, of die kat is in die yskas, en die kinders is nie skoon nie. Dis 'n verskriklike ding, want daar word omgedraai, en dit wat binnekant is, word uitgelaat. Nou vra ek die vraag, hoe moes Petrus gevoel het toe daai haan kraai? 3 keer het die mense vir hom gesê, jy is een van hulle. Hy het gesê, ek ken hom nie. Jy weet, en Petrus was veronderstel om die leier te wees. Jesus het vir hom nog gesê, Petrus, jy is die rots. Ek gaan op jou my kerk bou. Jy wat die rots is, Petrus. Jy weet, die beste vir alles is, toe daai haan so kraai, toe raak daai man weg. Jy sien hom nie meer nie. Dis die leier van die disippels. Dis die man op wie die kerk van vandag moes gebou word. En ons gaan nou, ons gaan hierdie seisoen nou begin nou daar ingaan. Donderdag aand, Hemelvaartdag, 10 dae later, uitstorting van Heilige Gees, dan sy Heilige Gees. Maar herdenk ons dit, nie nou Sondag nie, nou Sondag is pastoor Lorenzie so. En hoor mooi my woorde, en ek het niks met hom gepraat nie. Ons moet sensitief wees, wat sê die Heilige Gees vir ons, deur daai man se mond. Want 10 dae na Donderdag se Hemelvaartdag, word die Heilige Gees uitgestort. Dis nie nou Sondag wat kom nie, dis die Sondag daarop. Dis die geboorte van 'n kerk. Dis 'n tyd wat verby is, en jy vind 'n nuwe geboorte plaas. 'n nuwe level, 'n nuwe dimensie wat gaan plaasvind met die Heilige Gees. Jy weet, Petrus was nie daar nie. Toe Jesus gehang het daar aan die kruis, hy was nie daar nie. Was net Jesus se ma, Johannes, die liefde, ek praat van Johannes, die liefde Johannes, hy was daar gewees. Nou was nog 'n Maria, was ook daar gewees. Wat het gebeur met Petrus? Jy kan amper sê, Petrus het van die wa afgeval.
Petrus het weer teruggegaan na sy comfort zone toe. Hy het weer gaan begin maar visvang. Dit wat hy ken, dit waarmee hy vertroud is. Want hy was bang vir die vernuwing wat moet voor lê. Hy was bang vir verandering. Want hier was 'n verandering op pad, 'n vernuwing was op pad gewees. En Petrus moes sy gedagtes draai, hy moes sy hart draai. Jy weet, en Petrus het gegaan, hy het gaan weer visvang. Maar hy was onsuksesvol in sy visvangs. Want hy het nie visse gevang nie. Hy kon nie visvang nie, want hy is op die verkeerde plek. Baie keer van ons, die Here het met jou 'n plan, hy het met jou 'n doel. Petrus, op jou bou ek my kerk. Dis nie my manier nie, glad nie, het werk nie so nie. Mens, dit maak nie saak waartoe jy vlug nie, waartoe jy hardloop. Jy kan terughardloop na jou comfortzone toe, jou gemaksone toe. As God vir jou gesê het, jy doen dit, dan doen jy dit. Jy kan vergeet van nuwe vrug wat daar gaan plaasvind as jy nie op die regte plek is. En weet jy hoeveel ellende bring jy oor jouself? Hoeveel seer bring jy oor jouself? En hier is my versie wat ek graag vir jou wil lees. Johannes 21 vers 12. En dit is wat so mooi is van die karakter van die lewende God wat ons dien, hierdie Jesus. Hy het geweet, Petrus is nie op die regte plek nie. Hy weet, Petrus praat van hierdie, wat se liefde is dit tog nou weer, het ons gepraat, hierdie eros, of nie eros nie, hierdie filia liefde, dit wat ek vir jou gee so voor terug, dis verhouding, dis 'n spelle. Daai verhouding werk nie, want as daar moeilikheid kom, val alles uit mekaar uit. Die Jesus wat ons dien is 'n Jesus van agape liefde. Vers 12, Johannes 21 vers 12 sê, Jesus sê vir hulle, kom, Johannes, hulle is in die boot, hier staan Jesus op die strand, kom eet julle, kom eet. Weet jy waar Jesus daai vis en daai brood gekry nie? Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Hulle ken hom nie, hulle is bang, hulle is onseker, omdat hulle wis dat dit die Here was. En die Here het al in hulle verskyn. Dit is die 3de keer wat hy in hulle verskyn. Vers 13 sê, en Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Vanoggend gepraat brood weer, bevestig. Brood kan jy vat, jy smeer regte, egte botter op hom, en hy is so lekker en veral sy vars is, met die regte konfyt ook nog. Hy is fantasties. En as jy 'n stuk gebraaide vis by jou het, nog beter. Maar luister nou een ding baie mooi, en ek aanvaar daai tyd se vis ook, hy het grate in, hoor. Jy kan nie sommer net 'n stuk vis vat soos 'n stuk brood. Brood eet jy, eet. Maar 'n stuk vis kan jy nie net sommer eet nie. Jy eet hom en jy bedink hom, jy kou hom, jy herkou hom, want hier's 'n stukkie graat, hier's ietsie binne. Ek kan nie sommer net sluk nie. My ma het my altyd vertel, as jy hom sluk, dan stik jy in jou maag vas, en verskriklikste goed wat hulle my van vertel het, in daai tyd. Maar dit is seker so. Maar hoor jy wat ek vir jou sê, en die woord van God is ook amper soos brood en vis. Jy kan hom eet, jy kan hom bedink, en hy word amper 'n kleitjie ook half in die mond, en jy sluk hom in, en jy proe hom, en jy voel die konfyt wat by is. Maar 'n stukkie vis, moet jy vat stukkie vir stukkie. Want dis daar waar jou openbaringskennis lê, revelation. Dis daar waar wisdom and understanding begin oopmaak. Stukkie vir stukkie. Dis wat Jesus vir hulle gegee het. Hy gee vir hulle 'n stuk brood, en toe gee hy vir hulle vis. Hulle kan nie net eet soos hulle wil nie. Vers 14 sê, dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. En toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, seun van Jona, het jy my waarlik lief, agape in my, het jy vir my lief?
Simon Petrus. Hy antwoord, dis Petrus, ja Here, U weet dat ek U lief het. Maar Petrus praat met Filia. U weet, maar iets is besig, Jesus weet iets aan die gang. Luister wat sê Jesus vir hom. U weet dat ek U lief het, sê Petrus toe vir Jesus, en Jesus sê vir hom, laat my lammers wei. Petrus, ek deponeer binne in jou 'n hart van lammertjies, 'n liefde vir lammers. Jy moet hulle laat wei. Jy moet mooi werk met die lammers. Jy moet kom lammers. Ek het geboer, ek weet, lammers kan mal gaan, en hulle span die hele wêreld vol. En jy moet mooi werk met hom. Jy kan nie sommer net met 'n stok slaan nie. Jy moet presies met hom werk. Laat my lammers wei. Gee vir my kinders wat hulle harte vir die Here gegee het, gee vir hulle kossies op die regte tyd, die regte plek. Werk mooi met my lammers. Nie begin Jesus die kerk te deponeer binne in Petrus. Petrus wat weghardloop. Hy voel so minderwaardig, hy beteken niks. Hier kom Jesus, hy sê, kom, ek gaan jou nog steeds 'n verantwoordelikheid gee, want ek sien meer wat binne in jou is. Ander mense sien nie dit wat ek sien nie. Ek sien die volle prentjie oor jou, Petrus. Laat my lammers wei, Petrus. Ek dink dat Petrus staan daar, hy weet nie hoe om die ding te hanteer nie. Vers 16 sê, en hy vra hom weer vir 'n tweede keer. Simon Petrus, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Sê my, het jy my waarlik lief? Het jy agape liefde vir my? Of is dit filio? Is dit 'n oppervlakkige liefde? Petrus, ja Here, U weet dat ek U lief het. Dit is so asof die Jesus, so binne 'n mes vat in die geestesrealm, en hy vat Petrus se hart en hy begin hom te sny, en hy begin hierdie filio liefde begin hy uit te haal. Het jy my waarlik lief? En dit hardloop met Petrus se kop. En hy bedink dit, wat gaan nou hier aan? Ek wat so niks werd is, ek het gevloor, ek het geval, ek beteken niks. Here, U weet dat ek U lief het, Filia. Jesus sê vir hom, Petrus, pas my skape op. Kyk na my lammers, pas my skape op. Daar's wolwe wat tussen die skape kan inkom en hulle vernietig, hulle seermaak, hulle kan doodmaak. Pas my skape op, Petrus. Jesus vra hom vir 'n derde keer. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Agape liefde, het jy dit? Petrus se hart het oopgeskeur, en dis dan, wanneer die werklike liefde begin deurkom. Daai agape liefde. En baie keer, en dit is ongelukkig so, ons harte is so verhard, dat die agape liefde kan nie inkom nie, dit gaan net oor hierdie filio liefde. Wat kan ek kry, wat kan ek gee? Maar as jou hart oopgeskeur word, en dit is seer, dan begin die agape liefde in te loop, en dit stroom uit deur die oë, trane wat vloei. Dis die ware liefde. Dis die goddelike liefde. Dis die liefde van 'n pa wat vir sy seun gesê het, kom, ek het 'n kerk. En elkeen wat hier sit is 'n lewende bousteen. Ek offer my seun op
Petrus, pas my skape op. Jy weet, en terwyl ek dit lees, en Heilige Gees kom, Heilige Gees wys my, en hy sê, en ek het dit neergeskryf, Heilige Gees sê, Petrus, jou hart moet jou gedagtes oorheers. Maar solank as wat jou gedagtes jou hart oorheers, en ek het maar my gesegde vir jou deel, dan ploeter jy nog in die vlak water, want jy nog nie die Here regtig ervaar nie. En daarom is dit so ontsettend belangrik, jou liefde vir die Here moet jou gedagtes oorheers. Andersins gaan ons dit nie kan maak nie. Ons dink ons het 'n verhouding, ons het nie 'n verhouding nie. As die pop op die fan stryk, dan hardloop ons. Mense, hoor mooi wat sê ek vir jou, buitekant is die atmosfeer van so aard, nee, praat hier dat ek eintlik spoeg, ek sien myself bespoeg ek. Dat die atmosfeer is hier buitekant so donker, en dis al waaraan ons kan vashou. Dis 'n kwessie van tyd, dan word wette en reëls afgekondig, daar sal nie meer kerkbyeenkomste wees nie. Dan word dit so China. Daai mense gaan en dan sê hulle, Heilige Gees, waar kom ons vanaand by mekaar? Hulle praat nie onder mekaar, waar kom hulle by mekaar nie? Ondergrond. Heilige Gees, waar kom ons vanaand by mekaar? En dan vat Heilige Gees en hy lei hulle, dat hulle by mekaar kan kom, ondergrond. En dis die waarheid, ek het dit eers bevraagteken, maar dit is die waarheid. En dit is waarna ons sal moet begin streef. Ons sal moet kyk, terwyl ons nog die geleentheid het, terwyl jy nog die geleentheid het, dat jy hierdie boek by jou kan in die openbaar dra. Moet jy verhouding bou, dat jy sy stem kan ken. Ek wil hê ons moet, kom ons maak 'n bietjie oor toe. Ek wil nou nagmaal, gaan nagmaal ook hou. Kom ons maak net oor toe. Ek wil net by jou hoor. Miskien het jy al soos 'n mislukking gevoel, en jy sit dalk vanoggend nou hier in die kerk, en jy wonder, Here, ek sukkel, ek kom nie reg nie. Want ek het U alweer teleurgestel. En elke keer, dan maak ons, ek en jy, dan maak ons dieselfde fout weer. Here, ek wil U nie teleurstel nie. En ek wil bid vir jou. Jy voer die gesprek met die Here, nie ek nie. Ek tree nie tussenin. Jy weet, die Here kon gesê het, ek is klaar met jou, jy het jou kans gehad en jy het dit opgemors. Maar hy doen dit nie, want hy het ook nie vir Petrus gelos nie. Al het Petrus 'n selfverwyte gehad, al het jy 'n selfverwyte gehad. Al wil jy teruggaan, soos Petrus teruggaan na die visvang toe, jy kan nie. Ek wil jou aanmoedig, sê, Here, gee my nog 'n kans asseblief. Ek vra dit in die naam van Jesus. Vader, gee my nog 'n kans. Dit weer probeer. Ek wil weer probeer. Heilige Gees, U hoor elke liewe gesprek wat nou hier plaasvind. U ken elke individu wat hier sit. U ken sy hart. En ek bid, Here, dat U hom nog 'n kans sal gee. Ons vra dit in die naam van Jesus. Bid, Here, dat daar 'n intieme verhouding met hierdie mense sal wees met U. Met U Heilige Gees. Ons bid dit so vanoggend in Jesus se naam. Amen en amen. Liefde, moet dit nie ligtelik opvat nie. Bou verhouding. Koning Jesus wil graag jou